Ja, ekskuus ek het dalk nog nie julle almal al gegroet nie. Dankie dat julle ingeskakel het. Soos gebruiklik wil ek dat ons eers saam bid. Ons Vader wat in die hemel is, Here, baie dankie dat ons in afhanklikheid na U toe kan kom. Vir U kan vra vir die leiding van die Heilige Gees, omdat ons nie in staat is om U woord op ons eie te verstaan nie. En ons weet dat U Heilige Gees, wat die skrywer is van die woord, kan die woord vir ons duidelik maak. Ons wil dan ook vanaand, waar ons weer besin oor 1 Korintiërs 15, wil ons dan ook weer in afhanklikheid vra vir sy leiding. Ons vra dit van U in U Seun se naam. Amen. Goed. Nou, ons het nou al heelwat gepraat oor hierdie hoofstuk. Dit is al, dink ek, dalk die 4de geleentheid, en ek het gedink, dit is dalk al voldoende, maar dit is so, daar is baie aan hierdie hoofstuk, en voordat ek ons aanbeweeg, dink ek, moet ons dalk 'n gesprek voer oor die opstandingsliggaam, en daarom lees ek dan 1 Korintiërs hoofstuk 15 uit die 53 vertaling vir julle. Broers, ek maak julle die evangelie bekend, wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan, waardeur julle ook gered word, as julle daaraan vashou op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet te vergeefs geglo het. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy op die 3de dag opgewek is volgens die skrifte, en dat hy aan Sefas verskyn het, en daarna aan die 12. Daarna het hy verskyn aan oor die 500 broeders tegelyk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het. Daarna het hy verskyn aan Jakobus, daarna aan die apostels, en laaste van almal het hy ook verskyn aan my as die ontydige geborene. Want ek is die geringste van die apostels, wat nie werd is om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die gemeente van God vervolg het. Maar deur die genade van God is ek wat ek is, en sy genade aan my was nie te vergeefs nie, maar ek het oorvloediger gearbei as hulle almal, nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. Of dit nou ek of hulle is, so preek ons en so het julle geglo. As dit dan gepreek word dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder julle dat daar geen opstanding van die dode is nie? As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs en vergeefs ook julle geloof. En dan word ons valse getuies van God bevind, omdat ons teen God getuig dat hy Christus opgewek het, wat hy nie opgewek het nie. Ten minste as die dode nie opgewek word nie. Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus ontslaap het, verlore. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Want aangesien die dood deur 'n mens is die opstanding van die dode ook deur 'n mens. Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word, maar elkeen in sy eie orde. As eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. Daarna kom die einde wanneer hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het. Want hy moet, want hy moet koning, as koning heers, totdat hy al sy vyande onder sy voete gestel het.
Die laaste vyand wat vernietig word is die dood, want hy het alles aan sy voete onderwerp, maar wanneer hy sê dat alles onderwerp is dit duidelik dat hy uitgesonder is wat alles aan hom onderwerp het. En wanneer alles aan hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self hom onderwerp aan die een wat alles aan hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees. Anders, wat sal hulle doen wat hulle vir die dode laat doop, as die dode geheel en al nie opgewek word nie? Waarom laat hulle nog vir die dode doop? Waarom is ons elke uur in gevaar? Ek sterf dag vir dag, broeders, so waar as ek op julle roem in Christus Jesus ons Here. As ek in Efese op menslike wyse met diere geveg het, watter voordeel was dit vir my? As die dode nie opgewek word nie, laat ons dan eet en drink, want môre sterf ons. Moenie dwaal nie. Slegte gesprekke bederf goeie sedes. Wees nugter op die manier en sondig nie, want sommige het geen kennis van God nie. Ek sê dit tot julle beskaming. Maar iemand sal sê, hoe word die dode opgewek en met hoedanige liggaam kom hulle? Dwaase mens, wat jy saai word nie lewendig as dit nie gesterf het nie. En wat jy saai nie die liggaam wat sal word nie, maar 'n blote korrel, byvoorbeeld van koring of van iets anders. Maar God gee dit 'n liggaam soos hy gewil het, en aan elkeen van die saadkorrels sy eie liggaam. Alle vlees is nie dieselfde vlees nie, maar die vlees van mense is anders as die vlees van vee, en die van visse anders as die van voëls. En daar is hemelse liggame en aardse liggame, maar die heerlikheid van die hemelse is anders as die van die aardse. Anders is die heerlikheid van die son, en anders die heerlikheid van die maan, en anders die heerlikheid van die sterre, want die een ster verskil in heerlikheid van die ander ster. So is ook die opstanding van die dode. Daar word gesaai in verganklikheid, daar word opgewek in onverganklikheid. Daar word gesaai in oneer, daar word opgewek in heerlikheid. Daar word gesaai in swakheid, daar word opgewek in krag. 'n natuurlike liggaam word gesaai, 'n geestelike liggaam word opgewek. So is daar ook geskrywe, die eerste Adam het 'n lewende siel geword, die laaste Adam 'n lewendmakende gees. Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike, daarna die geestelike. Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel. Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense, en soos die hemelse mens is, so ook die hemelse mense. En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra. Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beerwe nie. Ook beerwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie. Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word. In 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste bassein, want die bassein sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word en hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word. En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid beklee is en hierdie sterflike met onsterflikheid beklee is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is. Die dood is verslind in die oorwinning. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning?
Die angel van die dood is die sonde en die krag van die sonde is die wet. Maar God sy dank wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Nou ja, ek dink baie relevant vir vanaand as ek nou verse kan uitlig. Kan 'n mens sien dat die apostel Paulus werk hier met hierdie kontras, en dit is baie duidelik vanaf vers 50, maar dit verklaar ek, broeders, natuurlik vir die susters ook, dat vlees en bloed, met ander woorde hierdie huidige liggaam, die koninkryk van God nie kan beerwe nie, ook beerwe die verganklikheid, nie die onverganklikheid nie. Ek deel julle 'n verborgenheid mee, ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word. In 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste bassein, want die bassein sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleed word en hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word. En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid bekleed is en hierdie sterflike met onsterflikheid bekleed is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is, die dood is verslind in die oorwinning. Nou, ons weet die eenvoudige verklaring vir die feit dat almal nie ontslaap het nie, hoe die apostels op daardie stadium gedink het, is dat die wederkoms kan nog in hulle tyd plaasvind. En daarom het Paulus dit ook so geskryf op daardie wyse. Dit wys ook iets van die outeur, iets van die skrywer, die menslike skrywer wat God gebruik het om hierdie woorde vir ons te skryf. Dit noem ons organiese inspirasie. Nou, ek deel met julle 'n gedeelte wat van julle dalk sal ken. Dit is eintlik 'n preek wat ek al gepreek het. In hierdie geval verwys ek terug na iets waarna toe ek al baie in die verlede terug verwys het, en dit is die apostoliese geloofsbelijdenis, omdat die gedagte aan die opstandingsliggaam vir baie mense net bokant hulle bevattingsvermoë is deesdae. Daar is 'n oorbeklemtoning op die belangrikheid van die siel. My persoonlike opinie is, dit kom eintlik van John Wesley af met die methodisme, wat gesê het ons moet siele vir Jesus wen, en daar het die idee ontstaan, en dit is al meer as 100 jaar oud, dat waaroor dit gaan vir God, is dit gaan vir God oor die siel. Die siel van die mens is die essensie van die mens, en dit is omtrent duisende jare oud, 5000 jaar oud. Dit kom natuurlijk van die Griekse filosofe af, ons het al 'n bietjie daaroor gepraat, terwyl ons as reformatoriese gelowiges, gereformeerde gelowiges, weet en glo, dat God verlos nie net die siel nie, maar ook die liggaam, en dit het ook dan neerslag gevind in die apostoliese geloofsbelijdenis. Nou, verlede week het ons gehad, hoekom ek sal begrawe, en ek het ook gesê, want die liggaam is vir God net so belangrik, en hy verlos ook die liggaam. Nou, in die apostoliese geloofsbelijdenis, sê ek dan dikwels vir gelowiges, dat jy bely dan die opstanding van die liggaam. Hoekom sal jy byvoorbeeld wil veras? En dan sal hulle altyd vir my sê, maar waar bely ek dit? Wel, jy bely die nuwe lewe onder die noemer, die Heilige Gees. Want die Heilige Gees gaan van beide die Vader en die Seun uit, en in hierdie opsig is dit die werk van die Heilige Gees om dit wat Christus vir ons verdien het aan die kruis, ons eie te maak. En daardie verlossing van Christus wat hy vir ons bewerk het aan die kruis, kan geen halwe verlossing wees nie. Dit kan nie net 'n verlossing van die siel wees nie, maar dit is ook baie definitieve verlossing van die liggaam. En die apostels het dit ingesien. En daarom vind ons dit ook onder leiding van die Heilige Gees, dat hulle dit neergeskryf het in die Nuwe Testament. Jy kan nie hê dat die siel verlos is, maar die liggaam is nie verlos nie.
Die eerste gelowiges het dit ook so verstaan, en as jy aanvaar, dat die apostoliese geloofsbelijdenis is, ek dink, met 'n redelike mate van sekerheid kan ons sê, dele van hom het al bestaan, 1900, 1800 jaar gelede, baie ou belydenis. So die Nuwe Testamentiese kerk het van die begin af aan hierdie dinge gedink en gesê, ja, maar dit is essensieel, die verlossing is 'n totale verlossing, en die deurwerk van die verlossing onder leiding van die Heilige Gees is, die wedergeboorte is nie net 'n wedergeboorte van die siel nie, dis ook definitief 'n wedergeboorte van die liggaam. Daarom bely ons. Ek glo in die Heilige Gees, natuurlik die belydenis oor die kerk, ek glo in die vergewing van sondes, daarby is ingesluit wortelbekering, die ander woord wat ons ken vir wortelbekering is, wedergeboorte, en die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. In ander woorde, die wedergebore siel, die wedergebore liggaam, as werk van die Heilige Gees, as die vernuwende werk van die Heilige Gees, lewe tot in ewigheid. God laat nie net my siel tot in ewigheid lewe nie, maar ook my liggaam, wat hy vernuwe deur die werking van die Heilige Gees, neem hy tot in die ewigheid. En daarom hanteer ons die liggaam hier op aarde met 'n sekere mate van respek, selfs nadat die dood, nadat 'n gelowige ontslaap het. Jy kan nie ewe skielik net maak asof die liggaam nou van geen waarde is nie, en soos vullis verbrand kan word nie. Jy weerspreek eintlik jou eie belydenis. En ek sê dit weer eens, daar is geen teologiese regverdiging vir verrassing nie. Daar is by my geen twyfel dat jy gaan nie met 'n gedeelte uit die Bybel kan kom of met 'n verduideliking wat verrassing kan regverdig nie. Inteendeel, jy bots met jou belydenis. Hoekom is hierdie sake deel van die werk van die Heilige Gees? Die werk van die Heilige Gees is primêr die deurwerk en die uitwerk van die vergifnis van sondes. Onthou julle, ek het daarna verwys met Paasvrydag, dat die oomblik toe die Here Jesus aan die kruis op Golgotha gesterf het, lees ons in die Bybel, het daar heiliges opgestaan, liggaamlik opgestaan. Wat het daar gebeur? Het hulle in eie krag opgestaan? Beslis nie. Hulle het vergifnis van sonde ontvang en het in die krag en werking van die Heilige Gees uit die dood uit opgestaan as 'n duidelike teken van die vergifnis van sondes wat Christus aan die kruis op Golgotha bewerk het. Die Heilige Gees neem ons as het ware die ewige lewe in, en hy maak dus eintlik dit wat Christus vir ons gedoen het, 'n vaste realiteit in ons lewe, nou, alreeds in hierdie lewe, maar ook hierna. En ons kan dit nie so van mekaar skei soos wat deesdae gebeur nie. Daar is hierdie lewe hier, en daar is die liggaam aan hierdie kant, en dan in die ewige lewe is dit heeltemal 'n ander saak nie. Die Bybel doen dit nie. Dis duidelik dat die apostel Paulus doen dit ook nie in 1 Korintiërs hoofstuk 15 nie. Hy sê tog daar is 'n direkte verband tussen die liggaam hier en die liggaam daar. Dit is dieselfde liggaam wat vernuwe is, wat herskep is deur die werking van die Heilige Gees op grond van die werk van Christus. Dit is dus 'n saadjie wat geplant word as het ware aan hierdie kant van die dood, wat God in sy almag en in sy groot krag aan die ander kant van die dood laat groei tot die pragtige verheerlikte liggaam. Daar is dus 'n verband. En jy durf nie die twee van mekaar losmaak of van mekaar skei nie. Dit is eerder by die heidene dat jy dit kry. Dis 'n heidense gedagte, dat dit wat hierdie kant gebeur, het geen invloed op dit wat daai kant gebeur nie. Ek meen, dis definitief kontra die evangelie. Ons weet, dit werk nie so nie. So, dit bly vir my 'n misterie,
Waarom daar mense is wat op hierdie wyse kan redeneer? Ek dink, ek het verlede week ook gesê, as dit kom by die belang van die liggaam hier en die verband met die opstandingsliggaam, dan kom mense met allerhande praktiese redenasies, hoekom het nie moontlik is om gehoorsaam te wees nie. Ek dink dat daar is nie Bybelse regverdiging nie. Goed, ek dink die verband is redelik duidelik en ek dink ons verstaan. So ons het hier eintlik te doen met die werk van die Heilige Gees en dit is vir my so ironies dat mense wat juist die werk van die Heilige Gees wil beklemtoon, kan dikwels nie insien dat deel van die werk van die Heilige Gees is die liggaam. Want hulle dink die Heilige Gees is net 'n gees, geen praktiese uitwerking nie. Dit skep die probleem waarna ek verwys het in die afgelope preke, dat die werk van die Heilige Gees is sigbaar, tasbaar, konkreet en dis definitief. As jy dit nie so in jou lewe ervaar nie, dan is daar 'n vraagteken agter of is dit die werk van die Heilige Gees. Die Heilige Gees se werking is konkreet, kan gesien word, alreeds sigbaar in die liggaam aan hierdie kant van die dood. En jy durf dit nie van mekaar skei nie. Ja, in hierdie lewe moet die herskepping in ons nog plaasvind en daar's nog ons is nog oud in sonde en daar's baie swakheid. Jy sien dit ook in ons liggame. My ou liggaam moet ook nog volkome verlos en vernuwe word, omdat my Here Jesus ook my liggaam verlos het. Ek dink dit het ek al gesê. Die Heilige Gees wys my hoe hy my gereed maak vir die ewige lewe. Jy moet dit raak sien, dankbaar wees daarvoor en God daarvoor ook dank. As jy gaan kyk na gelowiges, as hulle uiteindelik, as hulle liggame totaal afgetakel is en gebroken is, dan sukkel 'n mens baie keer om dit raak te sien, nee. En 'n mens wonder, hoe gaan hierdie gebroken mens, hierdie stikkende liggaam, deur God herstel kan word? Maar dit is juis waar ons moet onthou hoe groot en almagtig ons God is. En ons durf nie klein dink van hom nie en wat hy kan doen nie. So daardie liggaam wat ons in die kus gaan neerlê, weet ons, vir God is dit onmoontlik om daardie liggaam te vernuwe en te herskep. Selfs as die Here vandag sou kom, sou hy eers ons almal se liggame verander of vernuwe of herskep deur die werking van sy Heilige Gees, sodat ons liggame in staat is om te hou vir 'n ewigheid en gereed is vir 'n nuwe lewe op 'n nuwe aarde onder 'n nuwe hemel, Openbaring 21. Ek dink Paulus is baie duidelik hieroor, en ek het die gedeelte herhaal toe ek het gelees het, en dit is dat die verganklike liggaam van vlees en bloed moet verander word, en kan nie net so deel hê aan die koninkryk wat God vir ons beskik het nie. Die koninkryk waaroor dit in ons teksvers gaan, is die koninkryk van God. Dit is die finale, volmaakte, ewige bedeling. Ons weet mos uit die Bybel dat die koningskap van God oor sy kinders en oor die hele wêreld verskillende fases of bedelings het. Daar is byvoorbeeld die paradysfase gewees, die voor-sonvloedfase, die tyd van Israel en die Nuwe Testamentiese bedeling waarin ons ook dan nou is. Vroeger in hierdie hoofstuk het die apostel oor hierdie laaste bedeling geskryf vanaf vers 24 tot 28. Dit breek aan wanneer die Here Jesus weerkom en sy taak as middelaar en verlosser volledig afgehandel het. Dan is God se koningskap vir altyd sigbaar, nie meer so suurdeeg en die deeg onsigbaar aan die werk nie. Dan sien almal sy koningskap duidelik. Dan leef sy kinders saam met hom onder sy regering in die wêreld waarin die aarde en die hemel nuut gemaak is. Dan is die sonde en al sy gevolge, en die gevolge van sonde is daar die gebroke liggame, die siekte, die ellende, die hartseer, die dood, dis dan weggevat. Dan beantwoord alles wat God geskep het op 'n volmaakte manier aan die bedoeling wat hy daarvoor gehad het.
Dan is God alles in almal, vers 28. In hierdie bedeling van die koninkryk, gaan God se kinders ook liggaamlik lewe. Daar gaan nie net siele daar wees nie, maar mense met liggame. Mense met liggame wat vernuwe is, op die voorbeeld van die liggaam van ons Here Jesus Christus. Na sy opstanding uit die dood kon sy disippels hom sien, hulle kon hom hoor, en dit is duidelik dat hy 'n liggaam gehad het wat vernuwe is, wat herskep is, 'n verheerlikte liggaam, wat onthou na sy menslike natuur. Wanneer gelowiges nou doodgaan, is dit nie net hulle siele wat so lank hemel toe gaan totdat die Here Jesus eendag weer kom nie, en die nuwe aarde en die hemel tot stand kom en die finale bedeling van die koninkryk van God aanbreek. Ekskuus tog, is dit net hulle siele? Eers, die liggaam bly agter, want liggaam en siel het geskei. Ons siele is nie op dieselfde wyse as ons liggaam onderhewig aan die effek van die sonde nie en van die dood nie. Natuurlik is ons siele ook diep aangetast deur die sonde, maar ons siele gaan na wat die Here vir die man aan die kruis gesê het, na die paradys. Die liggaam bly hier op aarde. Daardie skeiding is wat gebeur as iemand ontslaap. Ons siele gaan nie in die een of ander soort slaap met ons dood nie. Ek dink daar is groepe wat dit beweer ook, 'n siele slaap, met ander woorde dat die siel as het ware in 'n toestand gaan waar hy onbewustelik bewus is, 'n slaaptoestand, en dat daar uiteindelik dat hulle daar bly of vertoef vir 'n tyd lank. Daar's 'n hele paar groepe wat dit leer. Die siele gaan, sê die Here, na die paradys, en ons lees ook van hierdie siele byvoorbeeld in 'n boek soos Openbaring, en ons lees ook dat hulle steeds daar dieselfde gemeenskap met God het, en dat hulle ook dieselfde hinkering het na die vol word van daardie gemeenskap. Uiteindelik ook na dat die wederkoms moet aanbreek en dat die tyd moet ryp word, sodat hierdie ewigheid werklikheid word. Die lewende gemeenskap van die siel met God tussen dood en opstanding word duidelik uitgespreek in die woorde van Jesus. God is tog nie 'n God van dooies nie, maar van lewendes. So gelowiges wat ontslaap het, ek dink party mense se persepsie is dalk, sonder dat hulle dit besef, dat daardie persoon is nou weg. Daardie persoon het opgehou bestaan. Ek sê altyd, dit is asof die persoon net in 'n ander vertrek is. Daardie persoon het nie opgehou bestaan nie, daardie persoon is nie weg nie, daardie persoon is net op 'n ander plek. In die geval van die gelowiges in die paradys, tot en met die wederkoms van die Here, in die geval van die ongelowiges, is daardie siele in die hel, tot en met die wederkoms van die Here, en daarna gaan hulle pyniging op 'n ander wyse nog voortgaan. Almal leef vir Jesus, almal leef vir Jesus op die oomblik. Ekskuus tog, ja, ek dink daai sin maak nie nou sin nie. Soos uit die verband blyk, gaan dit hier om die opstanding uit die dode, maar klein besonderhede moet opgelet word. Wat Jesus hier sê, lei hy ook af uit die enkele woord, God is die God van, met ander woorde, God is die God van die lewendes. God bly tog God. Hy kan nie ophou om God te wees nie, hy bly God van 'n lewende Abraham, al het Abraham al ontslaap. Abraham het nie opgehou bestaan na sy dood nie. Ek verwys hier na Plummer. If Abraham or any of the patriarchs had ceased to exist when he died, God would have ceased to be his God. I am the God of Abraham implies that Abraham still lives. Ontkenning van die bewuste voortbestaan van die siel word uitgesluit in die woord van Jesus aan Martha. Dit is natuurlik die suster van Lazarus wat te sterwe gekom het, en Jesus het hom daar in Betanië opgewek. Hy sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo,
sal lewe, al het hy ook gesterwe. Pragtige woorde, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Ondanks die liggaamlike dood, lewe die siel voort. Die sal lewe dui op, nie op die toekoms nie, maar op die sekerheid. Met ander woorde, dat daardie lewe is seker en vas. Dat Lazarus sal opstaan, glo Martha, soos blyk uit die vorige vers. Die nuwe wat Jesus aan haar openbaar is, dat hy op die oomblik lewe. Sy het gedink, as jy dink aan die woorde van Martha, dat hy sal eendag lewe. En Jesus sê vir haar, nee, hy is lewend. En natuurlijk gaan hy op 'n besondere wyse nou binnekort lewend word. Dit word bevestig in die volgende vers, elkeen wat lewe en in my glo sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Ewigheid is 'n ewigheid. Jy kan nie dood wees op 'n stadium nie. Glo jy dit? Die lewe loop dus eenvoudig deur, ondanks die dood. Dit loop deur in twee rigtings. Die wat in die Seun glo, het die ewige lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Dit is Johannes 3 vers 36. Dus wat gebeur by die dood is, daar is net twee paaie. Die een pad is die pad na die hemel en die lewe, en die ander pad is die pad na die hel en die dood. In die sin van, nie dat jy ophou bestaan nie, maar dat jy daar jou foltering en jou pyniging ontvang. En daarom is dit so krities, dat ons in hierdie lewe, moet ons by die punt kom, dat ons Christus as verlosser, en sy verdienste vir ons aanneem en deel maak van ons lewe, dat ons sekerheid ook daarvan het. Maar wanneer Jesus weerkom, staan hulle dooie en ontbinde liggame mos uit die dood uit op, en word weer een met hulle siele, sodat die mense wat daardie koninkryk gaan beerwe, mense met siele en liggame is. Want dit is immers hoe ons Here Jesus was, na sy menslike natuur, nadat hy uit die dood uit opgestaan het. Die koninkryk van God, waarvan ons teksvers praat, is die koninkryk in sy finale bedeling, waaraan mense ook liggaamlik deel gaan kry. Wie kan deel kry daaraan en wie nie? Ek dink dat 'n mens moet baie versigtig wees vir die prediking wat 'n mens deesdae hoor. Dit skep die indruk dat daar amper 'n algemene genade en redding vir alle mense is. En dit is duidelik nie die geval as jy die Bybel lees nie. Aan daardie volmaakte heerlike bedeling van God se koninkryk kan goddelose mense nie deel kry nie. Goddelose mense gaan dan nog bestaan, maar in die verskriklike bedeling waar God as koning al die vyande van sy ryk vir ewig straf. Daar waar daar 'n geween en 'n geknars is op die tande en waar die wurm nie sterf nie. En ek dink ons moet dit baie ernstig opneem. Ek dink daar is in die afgelope tyd, in die onlangse verlede, baie gedoen om afbreek te doen, ook aan die bestaan van hierdie deel, as 'n bangmaak storie van die kerk, dat die hel nie bestaan nie. Ek wil vir jou dit so sê, as die hel nie bestaan nie, hoekom sal jy in die hemel glo? Hoekom sal die hemel dan bestaan? So seker is wat daar 'n hemel is, so seker is daar 'n hel, want die skrif leer dit so. Die goddeloses is almal wat nooit in die Here geglo het nie. En dan bedoel ek daarmee saligmakende geloof, dadebarende geloof, geloof wat duidelik sigbaar is, geloof wat nie speelietjies is en praatjies is nie, geloof wat duidelik onderskei kan word van die leefwyse van in die wêreld. Van ek wil moeite doen om meer te leer, meer te weet en naby God te leef. Mense wat afgode bly dien, ateïste, agnostici, skynheiliges, mense wat voorgee dat hulle glo en tog nie regtig glo nie, mense wat kerk speel, wat nie kinders van die Here is nie, maar wat ook sonder berou en bekering in hierdie wêreld is van, noem die sonde maar, het nie deel aan die ewige lewe nie. Die Bybel is baie duidelik daaroor.
Dit is hartseer om te sê, daar is baie mense met wie 'n mens dikwels werk. Wat jy vir hulle sê, wel, hierdie ding is 'n sonde, hierdie ding is verkeerd, jy moet die pad van berou en bekering loop en hulle doen nie. Wat gaan dan uiteindelik gebeur? Wel, dit is baie duidelik. Daardie mense is dan uiteindelik op pad na die hel toe. Al sulke mense, goddeloses, kry nie deel aan die ewige heerlikheid van God se koninkryk nie, want Christus het nie vir hulle sonde betaal nie. Hulle het nie Christus as enigste verlosser aanvaar en aangeneem nie. En hulle lewens bewys dit. Die bedoeling vir die ware kinders, dis bedoel vir die ware kinders van God. Dis die erfporsie van die mense vir wie die Here Jesus aan die kruis sy lewe afgelê het en so hulle straf gedra het en hulle skuld by God betaal het. Die mense in wie die Heilige Gees die geloof dat die Here Jesus die verlosser is gegee het en wat hy so nuut maak dat hulle sondes begin afskud en die lewe van gehoorsaamheid aan die Here in hierdie lewe begin. Al maak ons nog net 'n begin. Al is dit 'n lewe van stryd, van struikel en opstaan, dan is dit steeds duidelik dat ons die genade van God in ons lewe ontvang het en ons is dankbaar daarvoor. Hoe lyk die erfporsie? En dan is dit snaaks, 'n mens praat baie keer van hierdie erfporsie op 'n begrafnis. Dit beteken daar is geen sonde nie, daar is nie die uitwerking van sonde nie, geen siekte of ouderdom nie, daar is nie meer dieselfde stryd as wat ons nou het teen die duiwel nie, daar is nie hartseer nie, daar is nie trane nie, daar is niks wat negatief is nie. Dit is moeilik om jou dit voor te stel, want in hierdie lewe druk ons amper alles uit as in die negatief. Ons sal byvoorbeeld sê, dit is nie soos dit nie. So dit is vir ons moeilik om dit te kan verstaan hoe wonderlik dit is en hoe heerlik dit is. Hierdie erfporsie is nie ander siel nie, want ons siele vergaan nie. Dit is ook nie 'n ander liggaam nie. Dit is nie ewe skielik 'n nuwe liggaam nie. Dit is 'n nuut gemaakte liggaam. Dis dieselfde liggaam wat herskep is. Dis dieselfde liggaam wat nuut gemaak is. En daarom wil ek hierdie liggaam nie op hierdie aarde verwoes nie, omdat ek nie kan sien, omdat ek die persepsie het, dat 'n verrassing is goedkoper as 'n begrafnis nie. Want dit is ook nie. 'n ewige lewe is die volmaakte bedeling van die koninkryk vir die kinders van God, maar solank hulle met hulle aardse liggame wat ons nou het sit, kan ons nie daaraan deel kry nie. Hierdie liggaam wat ek nou het as gevolg van die sonde nou bepaalde beperkings. Ek word ouer. Uiteindelik gaan hierdie liggaam net nie meer kan funksioneer nie. Daarom moet ek 'n nuut gemaakte liggaam kry. Nie 'n ander liggaam nie. Hierdie liggaam is 'n liggaam van vlees en van bloed. Dit is 'n liggaam wat nog deur aardse behoeftes en begeertes gekenmerk word. Ek het honger, ek het dors, ek het allerhande pyne, daar is ook plesiere. Geestelike fasette van ons menswees word baie keer maar onderdruk en oorheers deur al hierdie liggaamlike, fisiese behoeftes. Maar uiteindelik in die koninkryk van God is dinge anderste. Terwyl die lewe in die finale koninkryksbedeling in alle opsigte 'n lewe is waar ons totaal deur die Gees van God beheers word. Want onthou nou, die deel oor die opstanding van hierdie liggaam staan onder die noemer van die Heilige Gees. So hoe stel ek my dit nou voor? Ek kan so 'n voorsmaakie daarvan kry, deurdat ek kan sê, maar ek is bewus van die tye hier op aarde wat my lewe beheer is deur die Heilige Gees. Ek weet wat gebeur in my lewe, ek sien wat gebeur in my lewe. Wanneer ek dan in die ewigheid is in my lewe totaal en al, as het ware, werktuig is van die Heilige Gees, hoe wonderlik en fantasties sal dit nie wees nie. Dis vir ons baie moeilik om ons daardie heerlikheid voor te stel, want ons het nog baie beperkings.
Dis ook wat die apostel in vers 44 bedoel het, toe hy gepraat het van die geestelike liggaam, waarmee gelowiges eendag uit die dood gaan opstaan. Dit beteken nie dat ons 'n spookagtige soort liggaam gaan hê nie. Spooke is in elk geval loutere nonsens en onsin. Die idee van geeste, siele van gelowiges wat nie tot rus gekom het nie, dit is onsin, nonsens, stories, mytes, fabels. Ek weet nie wat wil jy hê, moet ek het nog noem nie. Op die uiterste wat jy mee te doen het, is jy dalk met 'n demoon te doen, wat iemand naboots. Dis iets anderste. Dit is nie oupa of ouma of wie ook al jy dink jy mee te doen het nie. So stop dit. Moenie op daardie pad gaan nie. Die geestelike liggaam is 'n liggaam wat volledig beheer word deur die Heilige Gees. Ek wil deur die Heilige Gees beheer word. Soms hier op aarde, alhoewel ek nou so moet wees, moet ek erken tot my eie skaamte, is dit nie so nie. Dan wil ek toch my eie pad loop, terwyl die Heilige Gees duidelik vir my wys, nee, in 'n ander rigting. Maar dan is dit verby, dan is ek totaal en al onder die leiding van die Heilige Gees. Ons kan nie aan die ewige koninkryks hoofstuk deel kry, solank as ons nog met hierdie liggaam, waar vlees en bloed nog die hardste praat sit nie. Die dood is daarom vir sommige van ons die noodsaaklike verandering na die sondeval, dat ons kan deel kry aan die koninkryk, die noodsaaklike verandering. Ek romantiseer nie die dood nie, ek zoep dit nie op nie, ek probeer nie vir jou sê die dood is die een of ander oplossing, uitkoms of enige iets anders nie, want dan gaan jy dink dat iets so selfdood is geregverdig. Nee, jy mag nie hand aan jou eie lewe slaan nie, net God neem die besluit oor ons lewe. Uiteindelik is dit wel die noodsaaklike verandering, dis die deurgang, die brug waaroor ons moet gaan. Ons moet dalk 'n bietjie anderste daaroor dink. En ek vind dat as 'n mens met mense werk met doodsbegeleiding, as dit by daardie punt kom, dat 'n mens hulle begelei om die dood te sien as hulle as gelowige sterf, as die deurgang na die ewigheid toe. Natuurlik is die dood steeds sleg, want dit sou nie nodig gewees het as ons nie sonde gedoen het nie. Ons moet ook nie die dood romantiseer of daarvan 'n verlosser maak nie. Hierdie liggame van nou is ook nog verganklik en sterflik. Dis liggame wat swak of gestremd kan wees as gevolg van siektes en ongelukke. Dis liggame wat maar agteruit gaan, wat verweer. Dis liggame wat onvermydelik die een of ander tyd, tensy die wederkoms voor die tyd gaan plaasvind, sterf en ontbind. Terwyl die lewe in die ewigheid koninkryksbedeling 'n lewe is, waar daar nie meer enige verval en agteruitgang en verwering en sluiting en dood en ontbinding is nie. Niks daarvan nie. Dit bestaan nie meer nie. En daarom pas hierdie liggame wat ons nou het nie in daardie bedeling nie. Hierdie liggaam moet verander word sodat hy in daardie bedeling kan pas. En dit kan nie daardie onvernietigbare lewe dra nie. Dit kan dit nog nie hanteer nie. Maar God gaan vir my 'n liggaam gee wat daardie onvernietigbare lewe kan hanteer. Maar dit beteken nie dat hierdie liggaam is niks werd nie en kan weggegooi word of verbrand word nie. Dit is nie maar net so 'n lastige omhulsel vir 'n kosbare siel nie. Al is hierdie liggaam met sonde besmet en al word dit nou oorheers deur sy behoeftes en begeertes en al is dit verganklik en sterflik, dit behoort aan die Here Sondag 1 van die Heidelbergse Katekismes, dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe nie aan myself behoort nie, maar aan my getroue saligmaker Jesus Christus. Is ons ernstig oor hierdie woorde? Want blyk my baie mense is nie. As jy dan ernstig is daaroor dat jy met liggaam en siel aan die Here behoort, dat die Here besluit wat gebeur met jou liggaam. En as jy hom gaan begrawe, dan besluit hy wat gebeur met jou liggaam.
nie jy nie. Maar as jy besluit jy gaan hom brand, dan het jy besluit. Al is hierdie liggaam met sonde besmet en al word dit nou oorheers deur sy behoeftes en begeertes, en al is dit verganklik en sterflik, behoort dit ook aan die Here, wat my as volledige mens, siel en liggaam verlos het en vir hom gekoop het. En nie net dien ek nou so lank met hierdie verganklike en sterflike liggaam van vlees en bloed ons Here nie, maar op een of ander manier gaan die geestelike liggaam wat ons eendag kry uit hierdie een opstaan. Soos wat 'n nuwe koringplant uit 'n ontbinde koringkorrel opstaan. 1 Korintiërs 15 vers 37 en 38. Ek kan nie vir u meer besonderhede gee as dit nie, want die Bybel gee nie vir ons nie. Hy vertel nie vir ons in detail presies hoe gaan God dit doen nie. Hy vertel nie vir ons presies in detail hoe gaan daar die verheerlikte liggaam wees nie. God sê net, dit is so, ek aanvaar dit, ek glo dit, en dit is vir my genoeg. Wat eers moet gebeur, ons moet eers verander word, liggaamlik verander word. Net soos wat ons siele skoon en nuut gemaak word, weer gebore moet word, het die Here Jesus dit genoem in die gesprek met Nicodemus in Johannes 3 vers 3 tot 5, voordat ons in die koninkryk van God kan ingaan, so moet daar ook by ons liggame 'n verandering kom, voordat dit gereed is vir die lewe op God se nuut gemaakte aarde. Watter verandering moet gebeur? Die apostel Paulus skryf vir ons, die verganklike moet met onverganklikheid bekleed word en die sterflike met onsterflikheid. Nie net moet die dinge van buite wat ons liggame kan siek maak en kan seermaak en kan skeer en breek en kan doodmaak uit die wêreld weggevat word nie, maar ook dit binne in ons liggame wat maak dat ons liggame siek word en die siektes nie effektief kan bestry nie, en wat maak dat ons liggame die skade wat dit van buite af aangedoen word nie kan weerstaan nie en baie kere nie kan regmaak nie, en wat maak dat ons liggame verouder en uiteindelik so agteruit gaan dat die dood onvermydelik word. Al hierdie swakheid en verganklikheid en sterflikheid moet uit ons liggame uitgehaal word. Kan 'n dokter dit doen? Kan 'n chirurg dit doen? Nee, jammer, hulle kan nie. Hulle kan 'n kankergewas uitsny, maar hulle kan nie. Want ten diepste het ons hier 'n sondeprobleem. Net God kan dit doen. En net God kan dit doen op grond van die feit dat Christus vir ons die verlossing bewerk het. En die liggaam en al sy letsels moet so verander word dat dit 'n ewigheid lang perfek kan funksioneer, sonder dat daar ooit weer enige swakheid of veroudering of dood kan intree nie. Wie kan so iets skep? Wie kan so iets maak? Wel net God, niemand anders nie. Dis natuurlik nie 'n verandering wat van self gaan gebeur of wat die mens self kan regkry nie. Dis iets wat God met ons liggaam gaan doen en gaan laat gebeur. Dis die Heilige Gees wat die Here Jesus se gekruisigde en dooie liggaam lewendig en heel en verheerlik uit die dood laat opstaan het. Weet jy dit? Dat dit was die Heilige Gees wat dit gedoen het, sy Gees. Dis dieselfde Gees, 1 Korintiërs hoofstuk 6, wat nou in ons woon en werk. En net soos wat die Gees Christus se liggaam lewend gemaak het en herstel het, dat hy kon lewe na alles wat aan die kruis en voor die kruisiging met hom gebeur het, so is dit dieselfde Gees wat lewewekkend in ons gaan werk. Maar wanneer gaan hierdie verandering gebeur, het iemand ook gevra, dit gebeur wanneer die laaste bassein blaas. En die laaste bassein blaas wanneer die Here Jesus uit die hemel uit weer na ons toe kom. Matteus 24 vers 30 tot 31 en 1 Tessalonisense 4 vers 16. Op daardie dag herleef die liggame van al die gelowiges wat reeds dood is. Kom hulle uit die grafte uit as volmaakte en onverganklike en onsterflike liggame, terwyl die gelowiges wat dan nog lewe nie eers sal moet doodgaan om uit die dood uit te kan opstaan nie, maar in 'n oomblik wat so kort is dat dit nie onderverdeel kan word nie, want daar word gepraat van atamos is die woord vir oomblik, en ons kry die woord van atoom van daar af, terwyl jy jou
dis 'n oomblik verander sal word van mense met swak en sieklike en gestremde en verouderde en sterwende liggame in mense met volmaakte en onverganklike en onsterflike liggame, gereed vir die ewige lewe in die heerlike koninkryk van God. Die Here gaan eers ons liggame verander voordat dit die lewe in die finale bedeling van sy koninkryk sal kan ingaan. Hierdie liggame wat ons nou het is belangrik, maar net tydelik en tydelik belangrik. Daar is selfs 'n sekere sin waarin hierdie liggaam vir jou 'n verhindering is. Solank jy hierdie liggaam het, kan jy nog nie in die ewige koninkryk van God ingaan nie. En daarom sien ons tog ook uit na die dag wanneer ons hierdie liggaam kan verruil vir daardie geesgewende, onverganklike en onsterflike liggaam. 2 Korintiërs 5 vers 4, waarmee ons dan vir altyd in God se koninkryk ewig sal kan gaan bly. 'n liggaam soos die een wat die Here Jesus na sy opstanding uit die dood uitgehaal het en waarmee hy die hemelse heerlikheid kon invaar en waarmee in daardie liggaam waarin hy nou ook leef en waarin hy ook die tweede persoon van die drie eenheid is. Dit is uiteindelik wat vir ons voorlê. En as 'n mens daaraan dink dat gelowiges wat hier op aarde reeds gesterf het reeds hierdie pad gegaan. En hulle het ons dus eintlik vooruit gegaan. En dan begin 'n mens nie dink dat dit wat met hulle gebeur het is eintlik jammer en hartseer nie, maar is dit dalk so dat daar by ons iets is van ons beny hulle en dat hulle ons hierin al vooruit gegaan het. Daarom is die dood nie vir my 'n probleem nie. Is vir my 'n probleem in die sin van dis die gevolg van die sonde, maar die dood bly altyd 'n skeer, maar die dood is nie vir my 'n verskrikking nie. Die dood het nie meer vir my dieselfde angel as wat hy gehad het, sou Christus nie aan die kruis gesterf het en vir my sondes betaal het nie. Die dood word vir my iets sagter, die dood word vir my 'n deur na die Here toe. 'n deur wat ek weet, tensy die wederkoms voor die tyd plaasvind, deel is van die noodsaaklike pad wat my lewe loop. Die dood is nie vir my die einde nie. Ek het ook al daarop gewys, ook in preke, dat die Bybel praat van gelowiges as mense wat ons slaap, omdat ons daaruit ook gaan wakker word. Goed, ek dink ek moet hier stop. Daar is ook in elk geval nie meer baie tyd nie. Kom ek gee gou geleentheid vir enige vrae of opmerkings van u kant af. Goed, ek het net gou hier gekyk. Ek sien nie dat iemand unmute nie, ek sien nie nog 'n chat nie. Tensy ek het nou heel miskyk. Sien ek nie nou iets nie. Miskien lees ek dit nou verkeerd. Goed, reg, is daar enige vrae of opmerkings? Tommy, ek het net 'n boodskap gestuur. Hierdie ding wat hulle sê, near-death experiences, oftewel mense wat beweer dat hulle blik op die hiernamaals gehad het. Hoe geloofwaardig is dit? Of hoe geloofwaardig kan dit wees? Ja, dis 'n baie goeie vraag. Weer eens wil ek dit benader van uit die Bybel uit. Die Bybel ken 2 gevalle van waar, wel eintlik dan 3 gevalle, net 3 gevalle wat ek van weet, waar die Hemelse Vader dit so beskik het dat mense teruggekeer het vanuit die dood, om 'n bepaalde boodskap oor te dra. En dit is dan in die eerste geval is in die Ou Testament. Dis die geval van Samuel wat aan Saul verskyn het. Dit is die geval waar Saul na die heks van Endor toe gegaan het en
'n boodskap van die Here af probeer kry het via die heks van Endor wat Samuel moes laat opkom. En die Bybel sê vir ons dat dit was Samuel en hy dadelik sal daaroor berispe. Die tweede geval, en ek het dit in kronologiese orde, is natuurlik op die berg van metamorfose, of die berg van verheerliking, so 'n week voordat die Here Jesus aan die kruis op Golgotha vir ons sondes betaal het. Toe het Moses en Elia aan hom verskyn om hom te versterk, en dit was wat daarvan getuig het, was Petrus, Jakobus en Johannes. Hulle het dit gesien. En die Bybel sê dit was Moses en Elia. En dan die laaste voorbeeld wat ek kan dink, het ek ook na verwys, en dit was die heiliges, wat met die opstanding van die Here hier verskyn het, maar wat interessant is, hulle het nie skynbaar met hulle lewe hier op aarde voortgegaan nie, normaal nie, en het in geen van hierdie gevalle, nie in een van hierdie gevalle, is daar 'n aanduiding in die Bybel dat hierdie mense het teruggekom en met hulle lewe aangegaan normaal nie. Hulle het teruggekom op 'n spesifieke tyd in die openbaringsgeskiedenis, kritiese oomblikke, eerste koning van Israel, hoor die slegte nuus dat hy gaan nie meer koning wees nie, sy geslag is verwerp, hulle gaan sterf, berg van metamorfose, week voor die Here Jesus die kruispad loop, en hy daardie versterking nodig gehad, en die oomblik as hy sterf, heilig is wat uit die dood uit liggaamlik opstaan. So dit is groot kritiese openbarings, historiese belangrike momente. So Koos en Sunny wat uit die dood uit sou terugkom en daarvan getuig, ek weet nie, ek is redelik skepties daaroor. Ek sal dit nie in die kategorie van enige van daardie 3 Bybelse voorbeelde plaas nie. So ek steur my nie baie daaraan nie. Baie dankie. Nou, ek het sê asseblief Dominee. Ekskuus, Nico, jy het ook 'n vraag. Ja, ek weet Paulus was nou nie dood nie, maar toe hy weggeruk is na die hemel toe, het hy gesê toe hy teruggekom het, die dinge wat hy daar gesien het is onuitspreeklik en 'n mens mag nie daaroor praat nie. Ja. Nou kom hierdie mense terug en hulle praat oor wat hulle gesien het. Het voel vir my ook erg teenstrydig met wat Paulus daar sê. Ek kan nou net nie so vinnig uit my kop uit dink waar sê hy dit nie. Ja, dit is En nou word iets gevra het asseblief Dominee. Daai yes. Christus se liggaam na sy opstanding en sy hemelvaart, dink Dominee, hy het weer 'n ander liggaam aangeneem, want soos hy beskryf word in Openbaring 1, is nie hoe hy was voor sy hemelvaart nie. Dankie Dominee. Goeie vraag. Ek dink dit is in 2 Korintiërs wat Paulus daaroor praat, hier na die einde van 2 Korintiërs. Hoe ek daardie voorbeeld van Paulus sien, is dit vir my meer soos die voorbeeld van Jesaja met sy roepingsvisioen in Jesaja 6, of Esegiel met sy roepingsvisioen in Esegiel 1, dat dit was meer 'n visioen. Ek weet Paulus sê, ek dink hy maak ook, ek sou moet gaan kyk of hy sê, hy's weggeruk, of hy liggaamlik weggeruk is, ek is nie seker en ek kan nie dit onthou nie. Maar ek het dit so verstaan, dat dit is amper soos 'n visioen wat hy gehad het, dis hoe ek het verstaan het. Maar ek sou 'n bietjie vir jou moet in meer besonderhede gaan kyk, Nico. Die voorbeeld van die Here Jesus se liggaam, die Here Jesus het nie, ek kan teologies 'n paar probleme sien met die gedagte dat hy 'n totaal nuwe liggaam aangeneem het. Kyk, die punt is juis dat hy as mens gebore is uit die maagd Maria, ware menslike natuur aangeneem het, en met daardie liggaam van wieg tot graf en opstanding die pad vir ons geloop het, so dit sou dieselfde liggaam gewees het. Ek kan ook weet dat dit dieselfde liggaam is op grond van die feit
dat hy, toe hy verskyn het aan sy disippels vir hulle gesê het, kom kyk die merke in sy hande en in sy voete. So, in sy geval het hy, kom ons sê, 'n mens sal verwag dat in jou verheerlikte liggaam is daar nie merke nie, maar syne is eretekens van wat hy vir ons gedoen het. Johannes se beskrywing van hom in Openbaring 1 is ook 'n visioen, en dit is 'n beskrywing van hom in sy volle heerlikheid, nadat hy opgevaar het na die hemel. As hy in sy volle heerlikheid, soos wat hy in die hemel vandag is, hier op aarde sou verskyn het in die 40 dae, tussen sy opstanding en sy hemelvaart, sou dit oorweldigend gewees het vir die mense wat hier was. En ek dink 'n mens moet tot 'n mate wel dan onderskei tussen die liggaam voor sy hemelvaart, alhoewel dit ook die verheerlikte liggaam is, en sy liggaam na die hemelvaart. En dink dat wat Johannes dan sien in Openbaring 1 is na sy hemelvaart. En dan baie interessant is natuurlik Openbaring 5, waar hy beskryf word steeds as die lam wat geslag is, wat ook vir my 'n aanduiding is op sy liggaam. En dan dink ek weer oor daardie merke, of het hy nog dan die merke deur sy hande, of dan sy pols, dit was waarskynlik eerder by sy pols en sy voete. So ek hoop ek het in kort daai vraag op 'n manier daarom geantwoord. Nog vrae of opmerkings? Baie dankie vir julle deelname. Ek gaan ons Bybelstudie afsluit met 'n gebed, en dan die volgende een begin. Ek wil nou net hier kyk, ek sukkel om die goed, ek sien, jy kan hom net pyk. Ja, ek sien daar is Jaapsin. Dankie Nico, nou het ek myself weer vanaand 'n nuwe ding van Zoom geleer. Goed, so leer ons maar almal nuwe goed. Kom ons dank saam. Ons Vader wat in die hemel is, dit is wonderlik en heerlik om te kan weet wat U vir ons beskik het en wat op ons wag. Here, dat selfs die dood nie vir ons 'n verskrikking meer is nie. Dankie dat ons as medegelowiges saam hieroor kan praat en mekaar ook op hierdie weg deur die lewe kan ondersteun op pad na hierdie ewige heerlikheid wat U vir ons uitgewerk het. Baie dankie vir die Bybelstudie en die betekenis daarvan. Gebruik ook hierdie boodskap in die wêreld daar buite. Ons bid ons gebed in die naam van die Seun. Amen. Julle is baie welkom by die volgende Bybelstudie as julle daar wil inskakel. Goed gaan en 'n mooi aand vir julle almal.